In Matteus 7 vers 13 tot 14 word gepraat oor die twee paaie in die lewe wat ons kan loop. Toe ek kind was, het die prent van die breë en die smaalweg en omtrent elke huis teen die muur gehang. Dalk hang die prent nie meer in ons huise nie, maar ons moet nog altyd oor die boodskap dink. Watter pad loop ons in hierdie tyd? As Romeine 12 vers 1 tot 2 met gelowiges oor die nuwe lewe in Christus praat, word gesê, ons moenie die breë pad na die hel loop nie, maar onsself as lewende en heilige offers aan die Here gee. Ons moet dus as gelowiges kies om elke dag die smaalweg saam met die Here te loop. In Psalm 26 beleef Dawid baie druk. Die mense om hom doen nie wat voor God reg is nie, en dis moeilik om God se pad te bly loop, as almal om jou anders doen en jou self spot en druk op jou plaas, om ook saam met hulle te doen wat verkeerd is. Dit laat jou twyfel of jy doen wat reg is. Dit vra baie om nie saam met die stroom te gaan nie. Dawid kies om sy lewe aan die Here te wy en te doen wat reg is. Hy bid selfs dat die Here hom moet help om die Here so te dien, dat hy 'n getuie vir hom kan wees. In hierdie tyd van partytjies en feesvierings, is daar ook op jou baie druk om die verkeerde te doen, en soos almal om jou te maak. Omdat Christus vir ons gekom en sy genade aan ons bewys het, moet ons antwoord op sy liefde deur teen die stroom in te gaan en onsself elke dag as lewende en heilige offers aan die Here te gee. Wat gebeur in jou lewe? Kies jy om die nou pad saam met die Here te loop?